Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ek sien hier's 'n klompie besoekers ook, so 'n paar vreemde gesigte. Ons is baie bly dat julle ook saam met ons hier is vanoggend. En mag dit vir elkeen van ons ook goeie ervaring en 'n goeie belewenis wees om saam te wees onder die geklank van die woord. Ons toetrede lied vanoggend is Gesang 159. Ons gaan verse 1 en 3 sing daarvan. Dan bly ons staan vir die fotum en die seën en die lofsang dan direk daarna. Vonk 185 verse 1 en 2. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters,
God wil hê ons moet in liefde met mekaar leef. So het Jesus ons ook kom leer. Hoor hoe beskryf die apostel Paulus in 1 Korintiërs 13 hierdie liefde wat God in ons harte uitgestort het en waarmee hy vra ons moet mekaar lief hê. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal en 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profeseë en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profeseë sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Broers en susters, ons weet dat ons soms liefdeloos teenoor God en teenoor mekaar leef. Laat ons daarom ons skuld bely, deur saam te sing uit Gesang 250 vers 1 en 2. In Romeine 10 vers 9 en 10 staan daar: As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Kom ons bely ons geloof, soos die kerk dit deur die eeue heen gedoen het, deur elkeen in sy of haar hart saam die 12 artikels op te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons besing die grootheid van God deur saam te sing uit Gesang 260 vers 4 en 11. Yes,
Ons skriflesing kom vanoggend uit 2 gedeeltes. Een van die gedeeltes baie bekend aan ons, Psalm 23, en dan gaan ons ook lees uit Johannes hoofstuk 10, verse 1 tot 16. Psalm 23, die Here is my herder, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Tot sover uit Psalm 23 en dan Johannes 10 vanaf vers 1 tot 16. Die opskrif hier is die goeie herder. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en veiding kry. 'n Dief kom net om te steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie, en dis nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en ook elke dag daarvolgens lewe. Kom ons bid saam. Here, U gee vir ons U genade en liefde in oorvloed. U sorg vir ons. U seën ons, Here, met so baie dinge
dat ons nie eers altyd alles raak sien nie. En daarom kan ons nie anders as om U vanoggend te loof en te prys as die God van ons lewens nie. Want sonder Here kan ons nie leef nie en kan ons nie bestaan nie. Ons is totaal en al van U afhanklik. Alles wat ons doen, Here, die lof wat ons U bring, die eer wat ons aan U gee wat U toekom, is uit dankbaarheid vir dit wat U alles vir ons doen. Dankie, Heer, dat ons vanoggend ook hier by mekaar kan wees, as broers en susters in die geloof. Almal saam kan wees as U kinders en U naam kan aanroep. U het ons hierheen gelei en daarom, Here, het ons hierheen gekom met geloof en met verwagting in ons harte, want ons weet, ons kom hier hoor hoe U wil hê ons moet leef. Ons het vroeër ons skuld bely en gesê dat ons mense is, dat ons foute maak, dat ons soms ongehoorsaam is. Maar ons kon ook hoor van U genade. Ons kon ook hoor, Here, dat U die dood oorwin het en ons kon sing daarvan. Wil U asseblief die lof ontvang wat ons vanoggend aan U bring, want al die lof en al die eer kom net vir U toe. Here, U ken elkeen van ons. U ken ons beter as wat ons onsself ken en U weet wat in elkeen van ons se hart aangaan. U sien die blydskap. U sien ook, Here, die hartseer, die bekommernis, die alleenheid. En daarom vra ons dat U in U groot barmhartigheid U oor ons sal ontferm, dat U elke hart sal aanraak. Dat ons weet, Here, U wat ons goeie herder is elke oomblik van elke dag by ons. Wil U so ook U hand hou oor die wat siek is, wat as gevolg van hulle siekte dalk moedeloos en bekommerd is ook. Here, wees by hulle ook. Maak hulle sterk. Toon U barmhartigheid ook aan hulle, soos wat net U dit kan doen. Maak dit nou stil in ons en maak ons harte ontvanklik vir U woord. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing saam uit Psalm 23, daarvan verse 1 en 2, en ons sing die beruiming van Lina Spies. Psalm 23, verse 1 en 2.
Die teks vir die prediking vanoggend is Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder. En dan ook Johannes 10 vers 14. Jesus se eie woorde: ek is die goeie herder. Broers en susters, een van die treffendste beelde seker waarmee die verhouding tussen Christus en sy kerk, maar ook die verhouding tussen God en sy kinders beskryf word, is die van 'n herder en 'n kudde. Ons het vanoggend 2 van hierdie beskrywings gelees, soos wat ons dit in die Bybel kry. Die een was van 'n gelowige wat sy verhouding met God beskryf. En die tweede was Jesus self, wat God se verhouding met sy kinders beskryf. En beide van hulle het dit gedoen deur 'n klomp ryk beelde te gebruik. Die digter van Psalm 23 beskryf hierdie verhouding met God en wat God alles vir hom doen op 'n besondere manier. Hy gebruik die beeld, soos ons gesê het, van 'n herder en 'n kudde. Iemand wat sy skape oppas. Die Here is sy herder en hy kom niks kort nie. Omdat God by hom is om vir hom sorg, selfs daar waar hy in doodsgevare is, waar hy 'n skaap wil red van wilde diere, ook daar kom hy niks kort nie. Hy kom niks kort nie, want die Here is sy herder. Die Here is die een wat vir hom sorg en wat vir hom gee wat hy nodig het. Te midde van die gevaar waarin hy homself soms bevind, is hy tevrede. Want as God by hom is, sê hy, het hy niks meer nodig nie. Om in God se teenwoordigheid te kan wees, meer nog, om elke oomblik daarvan verseker te kan wees, is vir hierdie psalmdigter genoeg. Hy wil niks meer hê nie, en hy sê dat hy ook niks meer nodig het nie. Hy gebruik dan weer 'n beeld om te beskryf wat dit vir 'n mens beteken wanneer God by jou is en waarom dit vir jou genoeg is. En dan lees 'n mens skielik in hierdie psalm iets raak wat nie reg klink nie. Jy lees iets raak wat jou skielik laat regop sit en jy begin dink, hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Dit gee my nuwe krag. Dit sal ook goed wees as ons almal vir 'n oomblik gaan inklim in die wêreld van hierdie psalmdigter. Daar waar hy geleef het. En ons gaan kyk hoe dit daar lyk. Israel is eintlik 'n woestyn. Dit is hoofsaaklik sand en klippe. En ons almal weet dat groen weivelde en waterstrome, soos die prentjie wat ons vir onsself elke keer maak wanneer ons hierdie psalm lees, nie iets is wat jy werklik in 'n woestyn kry nie. Hiermee sê die psalmdigter dat daar waar God deel word van jou lewe, daar waar dit vir jou belangrik is om in God se teenwoordigheid te wees en te weet hy is by jou, daar waar hy vir jou sorg, daar verander jou woestyn in 'n plek waar jy kan rus, 'n plek waar jy vrede kan hê en waar jy weer krag kan kry. So sorg God vir sy kudde.
En selfs wanneer die gevaar kom, weet hy, sal God hom nie alleen los nie, maar steeds by hom wees. Dit sal God self wees, wat hom red uit die gevaar wat op sy pad mag kom. In God se hande is hy veilig. Wanneer ons in die psalms lees van die hand van God, dan dui dit op die mag wat God het. Die een wat dus in God se hand is veilig en word beskerm. Wat sê Jesus van homself in die gedeelte wat ons uit Johannes uitgelees het? Ek is die goeie herder, sê hy. Die verstaan van 'n herder vanaf die tyd van die Ou Testament na die tyd van die Nuwe Testament toe het nogal drasties verskil. Daarom die verstaan wat ons het van 'n herder in Psalm 23 verskil dus van die betekenis van 'n herder wat ons kry in Johannes. In die Ou Testament was 'n herder van skape 'n eerbare beroep. Jy het skape opgepas en dit was nie net vir jou 'n werk nie. Jy het hierdie skape opgepas omdat dit werklik jou roeping was. Jy wou hulle veilig hou. Maar na die tyd van die Nuwe Testament toe, het die plek wat 'n herder inneem in die samelewing verander. In die Nuwe Testament het mense nie meer rondgetrek soos in die Ou Testament. Hulle was gevestig. Hulle het op plase geboer. En dan was dit gewoonlik 'n huurling van waar af ook al wat die skape kom oppas. Dit was iemand wat sy familie of sy huisgesin agtergelaat het en kom skape oppas sodat hy 'n inkomste kan kry om daarom op so 'n manier vir sy familie ook te sorg. En so het hy skande oor hom gebring, want in die oë van die samelewing het hy sy familie eenkant gelos. Hulle aan hulle eie lot oorgelaat. Hy as die hoof van die gesin was nie daar om hulle te beskerm, sou daar watter nood ook al op hulle pad kom nie. Die samelewing het neergesien op 'n herder. Soms het hierdie herders ook gesteel uit die kudde uit. Dit is hoekom Jesus dit baie sterk beklemtoon wanneer hy sê dat hy die herder is dat hy sê, ek is die goeie herder. Daarom maak Jesus dit duidelik, dat hulle nie moet dink, hy is 'n herder, soos van die wêreld nie. Hy is 'n herder, wat werklik sy skape oppas. As herder, is hy bereid om sy lewe af te lê vir sy skape. En daarom pas hy sy skape op. Hy gee hulle nie weg, soos wat 'n huurling skaapwagter sou maak nie. En net soos in Psalm 23, gebruik Jesus ook 'n klomp rykbeelde om te beskryf wat dit beteken dat hy die goeie herder is. Skaapkraal was gewoonlik net 'n klipmuur wat vas aan die huis gebou is van die eienaar en dan het dit 'n hek ingehaat. Die skape het daar deurgebring, elke nag daar deurgebring. En voor hierdie skaapkraal was 'n hekwagter. En hierdie hekwagter het seker gemaak dat hier niemand anders behalwe die skaapwagter in die kraal ingaan en met die skape daar uitkom nie. Enige een wat oor die muur sou klim om in te kom, het hy geweet, is 'n dief en 'n rower. En wanneer die skaapwagter by die kraal ingaan, dan herken sy skape sy stem. Daar was verskillende troppe skape binne in hierdie kraal. En omdat sy skape sy stem ken, volg hulle hom dan uit die kraal uit na die weiveld toe. Jesus is die goeie herder
wat lief is vir sy skape. Hy pas hulle werklik op. Hy hou hulle veilig. Sorg dat hulle veilig bly in die hand van God. Soos op Psalm 23 dit sê. Hoe beskryf Jesus self die verhouding tussen hom en sy skape? Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. 'n Huurling is geen herder nie. En dis nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg. En die wolf vang die skape en jaag die kudde uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos wat die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir my skape. Ek meen dit sou gepas wees, broers en susters, wanneer ons verhouding met God ook beskryf vandag met die beeld van 'n herder en sy kudde. Ons kan gewis ook die verhouding tussen God en sy kerk so beskryf. Hy het immer sy lewe afgelê, ook vir sy kerk, sê Efesiërs. Wat beteken dit vir ons vandag? Om die verhouding tussen ons en God te beskryf as 'n herder wat sy kudde oppas. Daar kan ons begin by Psalm 23. Ek het niks meer nodig as God wat by my is en vir my sorg nie. In sy hande is ek veilig. Wanneer ek deur donker dieptes gaan, is hy by my en gee hy vir my krag. Ons is so lief daarvoor om Psalm 23 te lees langs 'n sterfbed. Wanneer ons of ons geliefdes dalk siek is, wanneer ons troos nodig het uit God se woord, en dan lees ons Psalm 23, want ons hoor, in sy hande is ons veilig. En dit is reg. Dit moet ook so wees. Dit is 'n troos, dit bring 'n kalmte en 'n vrede oor ons, om te hoor, die Here is by my. Maar so dikwels, dan volstaan ons daarmee. En is ons tevrede om net daar te stop. Wat sal ons sê, wanneer ons hoor, dat daar in die troos wat Psalm 23 vir ons gee, naamlik dat God by ons is en ons herder is, en ons oppas en ons in sy hande hou, ook iets meer is. Want die troos alleen is nie alwaaroor dit gaan nie. Want so dikwels vergeet ons van hierdie Psalm, wanneer dit met ons goed gaan. Weereens, ons het iets, wat die skrywer van Psalm 23 nie gehad het nie. Jesus Christus het deel van ons lewe en ons wêreld geword. Ons kan onsself nie indink hoe dit moet wees sonder hom nie. En dit is wat Johannes ook vir ons wil vertel. Wanneer ons dink aan ons herder, dan is dit Jesus Christus. Nie net die Jesus Christus wat in die geskiedenis geleef het nie. My en jou herder is Jesus Christus wat ook uit die dood uit opgestaan het. Die gekruisigde en opgestane Here. Dit is my en jou herder. Dink aan die vreugde waarmee ons nou die dag Jesus se opstanding uit die dood herdenk het. Ons het gesê dat hy ons laat deel in sy oorwinning oor die dood. Ons het gehoor dat die dood ons nie meer van hom af kan weghou nie,
om die waarheid te sê, dat daar niks is, wat ons meer van God af en van sy liefde af kan weghou nie. Ons het gehoor, hoe dat ons daarom ook die lewe het, tot in alle ewigheid, kan uitsien na 'n lewe van vreugde en blydskap, wanneer ons op die pad agter Jesus aanloop, wanneer ons hom volg. En dit weet ons, is verseker nie altyd 'n maklike pad nie, maar dit is 'n pad wat uitloop op die lewe, die ewige lewe. Deur die gawe van geloof ken ek en jy die stem van ons herder. Ons hoor dit elke dag wanneer ons die Bybel lees. Deur sy Gees help hy ons om daardie stem nie net te hoor nie, maar om dit ook te erken en om dan te volg. Ek is deel van hierdie kudde op grond van God se genade wat hy aan my gegee het in Jesus Christus. Wanneer ek nie ook leef as iemand wat opgestaan het saam met Christus en die krag en die betekenis van sy opstanding ook gaan soek nie, dan maak ek myself los van hierdie kudde en wil ek nie daarvan deel wees nie. Daar's net een stem wat ons kan volg wanneer ons op die pad wil gaan wat lei na die ewige lewe. En dit is die stem van Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane Here. Wat beteken dit vir my en jou vandag om te sê dat Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane Heer, ook my en jou herder is? Kom ons antwoord dit, broers en susters, deur vanoggend Psalm 23 ons eie te maak. Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane Here, is my herder. Ek kom niks kort nie, want hy is die een wat vir my sorg en wat elke oomblik van die dag of nag by my leef. Hy laat my rus in groen weivelde, deurdat hy my elke oggend laat opstaan en vanoggend ook so gelei het en in my hart gewerk het, dat ek kerk toe gekom het. Dat ek hier hom kan loof en prys op 'n besondere manier saam met my broers en susters in die geloof. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Elke keer wanneer ek onrus, hartseer of bekommernis in my gemoed het, deur my op soveel maniere te herinner dat hy my liefhet en dat hy sy lewe vir my afgelê het. Hy gee my nuwe krag. Elke keer wanneer ek aan die nagmaaltafel ook kan aansit en daar so nie net sy dood nie, maar ook sy opstanding uit die dood kan herdenk. Daar kry ek die versekering dat hy my oneindig liefhet. Dat hy my nooit alleen sal los nie. En altyd vir my daar sal wees, wanneer ek swaar kry en wanneer ek worstel met dinge in my lewe. Hy lei my op die regte paaie, deurdat hy my die geloof gee om sy stem te kan erken en te weet dat hy die herder is agter wie ek moet aanloop. Want so is ek op 'n pad wat lei na die lewe. Op hierdie pad loop ek tot die eer van sy naam.
deurdat ek elkeen wat ek op hierdie pad teekom wat nood mag hê, sal help. Omdat ek die barmhartigheid wat God vir my gegee het, ook gaan deel met ander. Al bevind ek my op donker plekke in my lewe, waar gevare skuil, waar dinge my bang maak en waar dinge my wil seermaak, kan ek weet, hy is deur die donkerte van 'n graf, waar hy lewend aan die ander kant uitgekom het. En daarom sal hy ook enige donkerte, die donkerte van bekommernis, alleenheid, siekte, hartseer, verlange, selfs die donkerte van die dood, van my af wegkeer. Daarom is ek nie bang nie. In sy hande is ek veilig. Geliefdes, hy wat sy lewe vir ons afgelê het, is ons goeie herder. En daarvoor dank en loof en prys ons hom. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U ons goeie herder kan noem. 'n Herder wat vir ons sorg, wat ons nader trek na U toe wanneer ons in gevaar is. 'n Herder wat sy lewe vir ons afgelê het, en deurdat hy uit die dood uit opgestaan het, vir ons 'n nuwe pad oopgemaak het. Here, ons is swak mense en daarom vra ons dat U deur die Gees ook so in ons lewe sal werk, dat ons die stem van ons herder nie net sal hoor nie, maar dit ook sal herken en hom volg. Want hy is ook die enigste weg tot die waarheid, die enigste weg tot die ewige lewe by U. Help ons, Here, om in hierdie lewe gehoorsaam agter ons herder aan te gaan. Amen. Gemeente, ons sing ten slotte uit vonk 215, daarvan verse 1, 2 en 3, en dan bly ons staan vir die seëngroet en dan na die wegsendingslied vonk 204, verse 1 en 2.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.